Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 7de Maart en ons is by Koffiekuier 923. Verlede week Vrydag het ons na aanleiding van Lukas 9 vers 28, waar die verheerliking van Jesus op die berg beskryf word, het ons 'n bietjie gepraat oor daardie, kan ek maar sê, bergtop ervarings, daai momente in ons lewens, waar ons voel ons is op 'n hoogtepunt in ons geestelike lewe, in ons verhouding met God, ons leef naby aan God. Dis hierdie wonderlike belewenis van sy teenwoordigheid. En ja, mens kan onthou, die van julle wat nog terug kan dink aan CSV en sonnaarskoolkampe, tipies daardie geleenthede, wat jy so half uit die werklikheid van die lewe weg is, waar jy op hierdie, amper wil mense sê, euforiese punt is, waar jy regtig net die wonderlike teenwoordigheid van God beleef elke dag. En in die teologie en in die algemene spreektaal, praat ons mos van bergtop ervarings. Daardie geleenthede waar jy regtig al voel, jy is on top of the world. En dit gaan goed met jou, jy weet wie jy is in Christus, jy is geborge in God en jy is reg vir die lewe. Man nie altyd lus om na die werklike harde lewe toe terug te gaan nie. Die ander kant daarvan is waarvan ons praat, die sogenaamde woestynervarings. Nou, die meeste van julle sal weet dat ons so vir amper 11 jaar in die Kalahari gebly het, as Kamnoeniput, ons eerste gemeente. En as jy dink aan woestynwêreld, dan is dit natuurlik baie mooi wêreld, baie unieke wêreld, maar dit is 'n wêreld met uitdagings. Dis 'n omgewing waar 'n mens nie gemaklik sommer net kan leef nie. Jy moet beplan, jy moet voorbereiding tref en jy word op 'n manier ook blootgestel aan situasies en omstandighede wat jy nie andersins noodwendig oor hoef te dink nie. As jy nou al in die Kalahari of in die woestynwêreld was, dan sal jy weet, water is 'n groot belangrike ding om in gedagte te hou. In 'n woestyn is daar nie goue klomp krane wat jy net kan oopdraai as jy water nodig het nie. En sonder water in 'n woestyn kan jy letterlik sterf. Nou, as ons nou dink, vriende, aan die een kant aan hierdie bergtop ervarings, dan gaan ons vandag so 'n bietjie lees van 'n woestynervaring wat Jesus gehad het. Nou is ons so terug in Lukas Evangelie, na Lukas 4 toe. Ons gaan Sondag ook daarby stil staan in ons erediens hier by Kleinmond Kerk, waar ek in die woord is. In Lukas 4 vers 1 lees ons dat Lukas vir ons sê, Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom. Onthou nou, dit was sy doop, dis daar die bevestiging van dat hy die seun van God is, en hy is vol van die Heilige Gees, het hy teruggekom, net die vorige gedeelte word die geslagsregister van Jesus behandel, eintlik om vir ons te sê, hy kom uit 'n menslike geslagsboom, maar God het dit so beplan deur die geslagte heen, dat Christus uit die stam van Dawid gebore word. So hy het teruggekom van die Jordaan af, sê Lukas vir ons, en is deur die Gees na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Dis sommer net so terloops, dis ook waar die gebruik in baie gelowiges se lewe vandaan kom, om in lydenstyd waarin ons nou is, 'n 40 dae vas te hê. Baie mense wat nie noodwendig 40 dae sonder kos kan bly nie, maar wat van een of ander ding in hulle lewe op daardie stadium vas. So, 40 dae is Jesus daar in die woestyn. Vers 3, die duiwel sê toe vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. En Jesus haal natuurlik daar uit Deuteronomium 8 vers 3 aan. Daarna die duiwel hom op 'n hoogte gevat en hy wys hom toe in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom, aan u sal ek hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Vir mense amper sê, waar kom jy daaraan? Maar dit is wat hy vir Jesus sê. Dit sal alles aan die boord as u maar net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jesus hom, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Natuurlik Deuteronomium 6 vers 13 en 14, daardie gedeelte. Toe vat die duiwel hom en Jesus na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring jy af. Daar staan ons geskryf, en nou haal die duiwel ook uit die skrifte aan,
Hy sal die engele opdrag gee om jou te beskerm, Psalm 91, en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie, ook uit Psalm 91 uit. Maar, Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Dit kom natuurlik uit Deuteronomium 6 vers 16 uit. Telkens antwoord Christus die duiwel vanuit die woord uit. En dan lees ons hierdie laaste versie, nadat die duiwel met al die versoeking klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Matteus in sy weergawe van hierdie evangelie sê, duiwel het hom alleen gelaat en die engele, die Gees het hom kom versorg. Vriende, dis 'n woestynbelewenis. Kry daai prentjie gou vir jouself. 40 dae is Jesus in die woestyn. Sonder kos, hy het niks geëet nie. En hier kom die Satan, en hy kom verlei hom, kom versoek hom. Sê vir hom, weet jy, maar as jy honger is, sê vir hy klip, hy moet brood word. Jy is die seun van God. As jy die seun van God is, sê vir die klip, hy moet brood word, en jy kan kos hê om te eet. Maar die Here Jesus weerstaan dit. Dan wys hy vir hom al die koninkryke van die wêreld in oog. En kan onthou nou, Christus moes mos koning word. Hy is die koning, die verwagte koning gewees. So, hier's 'n kort pad. Aanbid my net, en al hierdie koninkryke sal joune wees. Dan sê die Here Jesus, nee, jy aanbid net vir God alleen. En dan vat die duiwel vir Christus dalk in 'n visioen na die tempel toe, en hy laat hom staan en hy sê, spring jy af. En ek sal vir jou engele sal jou mos dra en jou beskerm. Hy versoek hom om mag te misbruik. Ek weet nie wat se woestyntyd in jou lewe nie. Ek weet nie deur watter situasie jy gaan waar jy hierdie woestynbelewenis het, wat 'n mens amper, wil ek sê, kyk vir waar's moontlikhede vir uitkoms, waar's kort paaie, waar's vinnige oplossing vir jou probleme. En wees versigtig, want die bose is dikwels besig met ons, om juis in daardie tye ons fokus, ons aandag van God af weg te vat, van wie ons is in Christus, ons identiteit af weg te vat, en dat hy op 'n slinkse manier vir ons eintlik onder sy beheer kry. Nou, vriende, met dit bygesê, ek gaan Sondag in die erediens in die kerkgebou, wat ek die skakel met jou gaan deel, gaan ek so 'n bietjie verder oor hierdie teksgedeelte praat, en ook sê, hoe kan ons versoekings weerstaan, en aan die ander kant, hoe moet ons dink oor die mag van die bose in ons lewe, en al daardie dinge, maar ek wil jou uitnooi, om vandag en môre, bietjie net, kom ons sê maar voorraadopname te doen, van waar jy op die oomblik in jou lewe is. Dalk het jy hierdie bergtop ervaring, dalk het jy hierdie belewenis dat dit met jou wonderlik goed gaan in jou verhouding met God en in sy teenwoordigheid, maar dalk is jy hier in 'n woestyntyd waar jy soek na uitkoms, waar jy amper wag dat iets moet gebeur. Maak seker dat dit van God afkom. Kom ons bid saam vanmôre. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook u woord kan oopmaak, en o Heilige Gees, dat ons aan die een kant kan weet, ons het bergtop ervarings, hierdie momente, hierdie tye in ons lewe waar ons naby aan u leef, waar ons intiem u teenwoordigheid beleef. Maar Here, dat ons ook kan sien dat u self deur woestyntyd in u lewe gegaan het. Dat u as ware op die proef gestel is deur die bose om ook u identiteit in God die Vader, met wie u een is, wat dit bevraagteken is, maar Here Jesus, waar u dit bevestig het, dat u aan God behoort, en nie toegee aan die magte van hierdie wêreld nie. En as ons daaroor nadink, dan is my gebed, Vader, dat u ook vir my sal begelei om in hierdie paar dae en weke wat kom dalk nog, om regtig ook te dink, waarin maak ek my lewe vas? Aan wie maak ek my lewe vas? En dat ons in die woestyntye van die lewe waar dit moeilik gaan, en waar die versoekings kom, dat ons standvastig sal kan wees in die feit dat ons identiteit in Christus Jesus, ons Here, geanker is. Dankie dat ons dit mag bid, met die wete, Heilige Gees, dat u ons nooit alleen sal los nie. Wees met ons die res van hierdie naweek, en as ons aan Sondag ook in ons eredienste bymekaar kom, dwars oor ons land,
mag U verheerlik word. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag verder en geniet jou naweek. Gesels Sondag, die van julle wat inskakel by ons erediens in Kogelberg se Kleinmondkerk, baie welkom natuurlik daarmee. En dan praat ons Dinsdag so 'n bietjie verder, ook oor die praktiese van hoe ons versoekings in die lewe kan weerstaan en kan geanker bly in ons identiteit in Christus, juis in die woestyntye van ons lewe. Intussen geniet jou koffie en mooi loop.